Goeiemôre gemeente. Ek wil net graag namens die kerkraad en die gemeente vir Dominee Dawie gelukwens met sy verjaarsdag, eerskomende donderdag. Ons bid die Here se guns vir hom toe, en ons bid regtig dat jy bemagtig word om ook hierdie klomp halstarrige skape reg te ry. En dankie vir jou menswees en jou boodskappe wat jy in gehoorsaamheid vir ons bring, en mag daar regtig vir jou en Christina seën wees. Hy het gesê, almal is welkom vir tee, donderdag by die pastorie. Almal is welkom. So wie is julle as julle die opdaag? Is reg so. Baie dankie Rita, dankie geliefdes vir hierdie mooi wense. Mag die Here vir my en ook vir julle baie ryklik seën. As ons by die verjaarsdag is, dan is hier ook ander mense wat verjaar hierdie week. Reinhard Kleinhans verjaar hierdie week, eintlik vandag. En dan Beyers Davel verjaar môre en Johan Pretorius verjaar môre. En Okkie Dooyer verjaar die 21ste. En dan Christian van Skalkwyk, een van ons kinders verjaar die 17de. So ek dink dis hier teen Woensdag se kant. En dan Vrihanka van der Walt verjaar die 20ste, ook een van ons kinders. So baie hartlik geluk vir julle almal wat verjaar, en mag die Here se genade op julle almal rus. En mag sy guns en sy goedheid julle bly oordek en julle volg oralster waar julle gaan. Mag sy genade vir julle genoeg wees. En mag julle daarin lewe. Ons ander aankondigings sien julle daar op die blaadjie soos wat dit is. Ons mannebediening is Dinsdag weer aan die gang. Ons Bybelstudies is aan die gang. Volgende Sondag is dit nagmaal en daarna is dit kerkraadsvergadering. So ons bid dat die Here vir ons baie, baie ryklik sal seën en dat sy guns en sy goedheid en sy genade vir ons regtig ook by die kerkraadsvergadering sal oordek. Dit is van Woensdag af begin ons lydenstyd. Lydenstyd gaan daaroor, ek het so 'n stukkie geskryf hieroor in die blaadjie, waar jy kan gaan kyk. Dit gaan oor die voorbereiding vir Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, so dit gaan oor die lyding wat die Here Jesus deurgemaak het, om vir my en vir jou los te koop, sodat ons in 'n lewende verhouding met die Vader kan wees. Hier gaan dit oor 'n bietjie waar dit vandaan kom, en ons wil graag in hierdie tyd vir die Here kom plek maak in ons lewe. Ons wil terugkyk binnekant toe, en ons wil van daar af weer ook verder buitekant toe uitkyk, in hierdie lydingstyd. Nou normaalweg, daar is daar 'n gebruik in die kerk, dat daar vir 40 dae gevas word van Woensdag af. Nou weet ek nie of julle lus het om te vas van Woensdag af nie. Dit kan nou beteken, julle kan 'n totale vasvat. Dis nie altyd gesond nie, veral as 'n mens sukkel met gesondheid nie. Maar normaalweg sê die tradisie, kan 'n mens dit wat vir jou belangrik is, daarvan afstaan. Byvoorbeeld, jy kan jou skaapbout afstaan as jy een het, of jou skaapchop kan jy afstaan as jy een het, of as jy graag koffie geniet, kan jy jou koffie afstaan vir die volgende 40 dae. Met hierdie ding in jou gedagtes van, elke keer as jy lus raak vir die koffie of vir die skaapchop of vir wat ook al, jou TV of jou Netflix of wat ook al, kan jy vir jouself herinner en sê, maar dit is lydenstyd. Ek wy myself aan die Here.
Ek staan hierdie goed af en ek gebruik die kans om stil te word voor die Here. Om net te bid dat die Heilige Gees in die Here Jesus ons sal bewus maak van onsself, van God se genade, van die pad wat die Here Jesus met ons gestap het. Nou geliefdes, ek wil graag dat ons net so sal stil word en ons kan dit net so doen soos wat ons hier is en dat ons vir die Here sal vra dat hy deur die Gees vir ons 'n gewillige hart sal gee om te luister en om te leer by die Here deur sy woord en deur sy Gees. Hierdie pragtige lied, leer my u wil, Heer. So kom ons sing hierdie lied saam. Leer my U wil, Heer, u doen met my, u potte baker, met my die klei, vorm my en maak my, volgens u wil, op u vertrou ek, nederig sal. Leer my u wil, Heer, u plan met my. Laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my herkentlik hier in u werk. As ek dan swak is, maak u my sterk. U gee u gawes, net soos u wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met u Gees my breekbare kruik, dat u my hoor al nuttig gebruik. Ek het hierdie prentjie saamgebring vanmôre, net om ons gedagtes 'n bietjie te stimuleer, hier rondom die woord wat ook uit Haggai na ons toe kom. So geliefdes, kom ons raak net bewus van die behoeftes wat daar in ons harte is, en van alles wat ons beleef en ervaar, en ons bring dit na die Here toe vanmôre. Vader, toe die serafs rondom u troon was, het hulle geroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hierop het Jesaja gesê, hy hoor dat die Here iets vra. Wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En Jesaja antwoord, hier is ek, stuur my. Vader, ons stel onsself oop om die stem van die Here ons God te hoor. En ons wil reageer met bereidheid. Amen. Geliefde gemeente, kinders, ek groet julle met hierdie woorde uit Jeremia 1 vers 5, waar die Here vir Jeremia kom sê het, en ek dink hy sê dit vir ons.
Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou gekies. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy, jou as profeet vir die nasies aangestel. As die Here ons so intrek in sy teenwoordigheid en in sy plan met die wêreld, dan gaan ons 2 lofliedere saam sing as 'n reaksie daarop. Kom ons staan wanneer ons sing. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het die guns my aangebied. Ek lof en prys u derendheid. Ek lof en prys u derendheid. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde, en van die goeie weg vervreem. Doch doen die Heer aan my die wonder, om my as kind terug te neem. Ek lof en prys u derendheid. Ek lof en prys u derendheid. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming. By u sal ek vir altyd bly. Ek lof en prys u derendheid. Ek lof en prys u derendheid. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Here Jesus, ek is klein, maar u self my lewe rein. Laat my altyd van u leer, laat ek groot word tot u eer. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my. O Jesus, sterk my en vorm my tot u eer. O Verlosser, maak my sterk, vlytig om vir u te werk. Laat my tog gehoorsaam bly, altyd gaan waar u my lei. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my. O Jesus, sterk my en vorm my tot u eer. Heiland, laat my nooit vergeet, dat u alles van my weet. Al is niemand ook by my, sal u Here by my bly.
O Jesus, neem my. O Jesus, lei my. O Jesus, sterk my en vorm my tot U eer. Geliefdes, ons gaan vanmôre vir die 4de keer luister na Haggai. Ek het vir julle gesê, dis 'n kort boek wat die profeet Haggai vir ons neergeskryf het. Ons het al reeds gehoor dat die Here in die heel eerste plek vir Haggai kom sê het, kyk na jou prioriteite, stel God eerste. Ons het die 2de keer geluister na wat Haggai sê, as ek en jy moedeloos word, as ons voel ons wil depressief wees, as ons wanhoopig word, dan sê hy vir ons, skep moed. Skep moed, want God is by julle. Sy Gees sal altyd by julle bly. Laasweek het ons vir mekaar kom sê, soos wat die Here dit vir ons hier gegee het in hierdie tweede gedeelte, dat God die sukses in ons geestelike lewe bepaal. God bepaal die geestelike sukses en al die ander sukses wat ek en jy beleef hier op die aarde. Die Here het vir ons spesifiek gesê dat ons daarteen moet waak, dat ons net in 'n godsdiensvorm begin leef, maar nie in 'n lewende verhouding met hom nie. En nou vanmôre gaan ons voort die laaste 4 versies van Haggai. So kom ons raak net stil voor die Here. Vader, wanneer ons as 'n gemeente vanmôre voor U kom buig, dan is dit werklik met blydskap wat ons so voor U staan. Dan is dit werklik met opgewondenheid dat ons vanmôre so by mekaar is. Omdat ons die woord van die Here hoor. Want U sê vir ons in hierdie gedeelte, so sê die Here van die leerskare. So sê die Almagtige. Vader, maak U ons harte opgewonde, maak ons in ons gees opgewonde om te kan hoor wat U vir ons kom sê. Vader, en as ons dalk op emosioneel, geestelik op 'n ander plek is waar ons moedeloos is, of waar ons seer het, of waar daar rou in ons harte is, kom raak ons aan. Kom bemoedig ons deur hierdie kragtige woord. Ons wil kom bid vanmôre dat U deur die Gees ons oë sal rig om te kan sien soos wat U oë sien. Help ons om te kan raak sien wat U raak sien. Kom deur U Gees, Here, en begelei U vir ons. Ons bid nog steeds vanmôre. Ons bid vir Tannie Rietie. Ons vra, Vader, dat U regtig in hierdie tyd waarin sy swaar kry en swak is, vir haar sal oprig en by haar sal wees deur die kragtige werk van die Here Jesus deur die Heilige Gees. So bid ons vanmôre vir Japie wat geopereer is, Vader, dat U steeds vir hom sal sterk maak, en dat hy ook in hierdie omstandighede sal beleef en ervaar dat U by hom teenwoordig is. So bid ons vir Charlene vanmôre,
daar waar sy steeds in die hospitaal is, dat U ook vir haar sal oordek met U teenwoordigheid. Dankie Here dat dit ook beter gaan, maar dankie dat U ook in hierdie tyd van, nadat sy die operasie gehad het, regtig waar haar hand kom vat het. Vader, ons bid vir Ronda, Duif se dogter, wat 'n insinking in haar gesondheid beleef het. Ons bid dat U vir haar sal oplig, en dat U by haar sal wees. Vader, ek wil ook vanmôre bid vir Nikkie. My gebed is dat U ook vir haar sal kom ontmoet, en dat sy ernstig ook in haar lewe ontmoeting met die Here Jesus, met die Vader en met die Heilige Gees sal hê. Mag U vir haar ook daarin begenadig, en help haar ook in haar siek wees. Ag Vader, daar is so baie van ons wat U net nodig het. En kom raak U ons aan. Ons bid dit sonder verdienste in die naam van ons Here Jesus. Vader, kom nou, maak U woorde vir ons oop, sodat ons U alleen kan verheerlik. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees uit Haggai, hoofstuk 2, vers 20 tot by vers 23. Julle sal onthou nou, Haggai het 4 keer spesifiek boodskap vir die volk gegee. 29 Augustus, 17 Oktober, die tweede keer, die derde keer op 18 Desember en dan bietjie later die 18de Desember die volgende boodskap wat hy kom gee. Maar nou word dit nie gerig na die priesters of na die volk of so aan nie, maar dit word spesifiek gerig aan Zerubabel. So kom ons lees hierdie gedeelte saam. Op die 24ste van die 9de maand het die woord van die Here nog 'n keer tot Haggai gekom. Sê vir Zerubabel, die gouverneur van Juda, ek gaan die hemel en die aarde laat bewe. Ek gaan die troon van konings omgooi en die mag van koninkryke van die nasies vernietig. Ek gaan strydwaans en bemanning en al omgooi. Perde met hulle ruiters sal omkom. Die een sal die ander met die swaard doodmaak. Daardie dag sal ek jou vat, sê die Here, die Almagtige. En jou, my dienaar, Zerubabel, seun van Sealtiel, 'n seelring maak, want ek het jou uitgekies, sê die Here, die Almagtige. Dit is die woorde wat die Here tot Zerubabel gerig het, en wat ons lees vanmôre. Ek wil julle terugbring na hierdie prentjie toe, wat ek hier op die skerm gesit het. Die wêreld, met al sy mense, as 'n mens hierdie gedeelte ook gaan lees, die wêreld met die verskillende regerings, wat aan die gang is. Ek het my tema gevat uit hierdie gedeelte en gesê, God fokus op die hele wêreld. En dan hierdie oproep, soos wat hy met Zerubabel gepraat het, jy is my seelring.
God fokus op die hele wêreld. Jy is my seelring. Ek het reeds weer met julle al die boodskappe so vinnig deurgegee. En hier in Haggai se tyd staan die volk by die tempel, en die tempel is afgebreek in 586 voor Christus deur die Babiloniërs. God was besonder teenwoordig by Israel in die tempel, deur die tempeldiens. Hulle kon vanuit die onheilige wêreld inbeweeg in die tempel en deur die offers heilig word om in die teenwoordigheid van die heilige God te staan. En nou is dit afgebreek, maar ons het vir mekaar ook gesê in Haggai se tyd het hulle weer begin om die tempel te herbou. Hulle het teruggekom uit die ballingskap. Hulle het begin om die Here weer opnuut te dien. En dit is hier waar ek dink waar die Here vir ons en hulle by mekaar bring vanmôre, deur hierdie woord wat Haggai vir Serubabel gehad het. Want jy sien geliefdes, God se droom, God se visie, is dat sy teenwoordigheid sal manifesteer hier op die aarde in mense se lewens. En nou sou ons maar kan eng wees en eng kyk en sê dit gaan hier oor die Judeese ballinge wat teruggekom het, hulle moet die tempel herbou en die Jode moet hier die Here aanbid. En hulle sal God se teenwoordigheid beleef soos wat hy dit hier beloof het in Haggai en soos wat ons dit vir mekaar gesê het. Ons kan eng wees. Toe ons groot geword het, het ons van die plaas af baie keer gery met 'n perdekarretjie, busstop toe. En het my pa die perd ingespan, of wie ook al die perd ingespan het, en dan het hy oogklappe opgekry. Weet nie of julle iets weet van oogklappe wat jy vir die perd of vir die donkie opsit nie. Want daarmee beperk jy die perd of die donkie se visie, sodat hy nie ander goed het wat hom besig hou nie, sodat hy nie skrik vir goed wat langs hom dalk beweeg nie. Maar hy kan net hier sien, en dis al wat hy sien, die paadjie waar hy moet loop. Nou ek dink, geliefdes, ek en jy het baie keer hierdie oogklappe wanneer ons kyk na God se plan en God se hart vir die wêreld en vir die mense in die wêreld. As ek die woord reg lees, dan hoor ek God se plan vir die wêreld moet deur Israel en Juda sigbaar word, sodat die wêreld na God toe kan draai. Genesis 12 vers 3 sê, die Here vir Abraham, ek sal jou seën, en jy moet 'n seën wees vir al die volke om die aarde. In Jesaja 2 staan daar geskryf, al die nasies sal daarheen stroom, dit praat van Jerusalem, van daar waar die tempel is, waar God se teenwoordigheid manifesteer en sigbaar word. Al die nasies sal daarheen stroom, en baie volke sal daarna toe gaan en sê, kom laat ons na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob gaan, sodat hy ons sy wil kan leer, en ons daarvolgens kan lewe, want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here. Jesaja 49 sê, wanneer die Here praat oor sy dienskneg en 'n profesie oor die Here Jesus Christus wat die ware dienskneg is, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en om die Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Jesaja 60 sê iets in daardie lyn, hy sê, kom,
Laat jou lig skyn. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies. Maar oor jou gee die Here lig, oor jou skyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies, kom na jou lig toe, en konings na die glans van die nuwe dag, wat vir jou aangebreek het. Ja, dis die Ou Testament. So geliefdes, ek wil hê jy moet iets hoor van God se hart vir die ganse wêreld vanuit die vroeë gedeeltes van die Ou Testament deur tot aan die einde van die Ou Testament. Maar dan hoor ons dat die Here Jesus sê in Matteus 28 vers 18 tot 20: Aan my is alle mag gegee in die hemel op die aarde. Gaan dan nou na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle tot aan die volëinding van die wêreld. So ek het myself gevra, op grond van wat ek hier gelees het in Haggai, hoe gaan hierdie plan van God vir die nasies uitgevoer word? Wat het God in gedagte oor hoe moet die hele wêreld bereik word met die lig en met sy teenwoordigheid, met sy genade, met sy vergifnis, met sy heiligheid? Hoe gaan al die nasies God kan ontmoet? En hoor nou wat sê die Here hier in hierdie gedeelte. As ons wil vra hoe God se plan gaan uitspeel. Hoor nou net hierdie stukkie van sy plan wat hy aan ons openbaar hier uit Haggai. Hy sê, so sê die Here vir Serubabel, die gouverneur van Juda. Ek gaan die hemel en die aarde laat bewe. Ek gaan die trone van die konings omgooi en die mag van die koninkryke van die nasies vernietig. Ek gaan die strydwaans met bemanning omgooi, perde en ruiters sal almal doodgemaak word. Dis die eerste deel waarop ek net wil fokus vanmôre. Wat sê die Here in hierdie gedeelte? Hy sê, ek is die Here, die Almagtige, die Here van die leerskare, die God wat in beheer is. Ek gaan groot dinge doen. En ons sal sien hier, sê die Here, dit is nog in die toekoms. So dis 'n toekomsbelofte oor God se koninkryk wat gevestig sal word. Ek gaan die aarde en die hemel skud. En dit is geskud deur aardbewings en deur dinge wat gebeur het. En dit word vandag nog steeds, word die aarde geskud deur aardbewings. Maar wanneer 'n mens hierdie woord lees, en 'n mens lees dit ook teen die agtergrond van die Nuwe Testament, die beloftes van die Here Jesus Christus, dan vind ons hierin iets van die eskatologie, van die toekoms wat die Here beplan. Daarom sê hy dit ook, soos wat ek 'n vorige keer dit vir julle gelees het in Hebreërs, hoofstuk 4. Daar gaan nog een keer, gaan ek die hemel en die aarde skud. Geliefdes, as ek die skrif reg verstaan, dan lyk dit vir my dat die Here vir ons wil kom sê, dit wat hier gebeur, en ook in Haggai se tyd, maar ook in ons tyd, kyk vorentoe. Want die Messias wat gekom het, Jesus Christus, het gesterf, hy is begrawe, hy is opgewek, hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die troon, hy kom weer. En wanneer hy weer kom, sê die woord,
sal God die hemel en die aarde die laaste keer skud en sal die hemel en die aarde vergaan en sal daar 'n nuwe hemel en 'n aarde deur God geskep word. Hy sê in hierdie gedeelte, dis die een groot ding wat God gaan kom doen. Hy sê, ek gaan die aarde en die hemel skud. Die tweede ding wat die Here kom sê, wat hy gaan doen is, hy sê, ek wat beheer het oor alles, ek wat alles in my hande het, ek gaan die nasies van hierdie wêreld se mag breek en ek gaan die konings vernietig. So wat sê die Here? Hy sê in hierdie gedeelte, dit wat ons beleef as politieke sisteme, as regeringssisteme, sê die Vader dat hy dit alles gaan omkeer. Hy kom dit vernietig. En in hierdie tyd wat Haggai daar is, het dit so gebeur dat die Babiloniërs vernietig is deur die Persiese koninkryk. En die Persiese koninkryk is weer deur die Griekse koninkryk vernietig. En die Griekse koninkryk deur die Romeinse koninkryk. En na die Romeinse koninkryk al die ander koninkryke wat gekom het. Ook hier in ons land het koninkryke, regerings gekom en gegaan. En God se woord sê, hy het beheer oor dit wat in hierdie wêreld gebeur. Die Here sê hier vir Serubabel deur Haggai, daardie dag wat ek beweeg, en God beweeg soos wat hy deur die geskiedenis beweeg, met skuddings wat plaasvind in die hemel en die aarde, en regerings wat beweeg en val, en weer ander wat weer opstaan, en op hulle beurt weer val. Hy sê, so, op daardie dag, maar ook teen die einde, wanneer ek die wêreld finaal in my hande neem, en die dinge verander, sal ek jou, my dienaar Serubabel, seun van Sealtiel, 'n seelring maak, want ek het jou uitgekies, sê die Here, die Almagtige. Die Here sê hier vir Serubabel, kan ek net eers stil staan by die laaste deel wat hy vir hom sê, want ek het jou uitgekies, sê die Here. Die Here sê, ek het jou uitgekies, ek het jou gevat uit almal wat voor jou geleef het en wat in jou tyd lewe, en ek gaan jou gebruik as my instrument. Ek het jou uitgekies, sê die Here, en ek wil sommer maar net vir julle so vra, het dit al met jou gebeur dat jy in jou lewe uit 'n werpsel van 'n hond, van 'n teef, of uit 'n kat se werpsel vir jou een van die kleintjies moes kies? Het dit al met jou so gebeur dat jy ergens 'n hondjie moes gaan kies of 'n katjie moes gaan kies? Ek weet nie, dit lyk nie of dit al met julle gebeur het nie, nee. Nee, daar's 'n paar ouens wat sê, ja, dit het al met my gebeur. En as ek nou vir julle sou kon vra, wat het daardie hondjie of daardie klein katjie gemaak, dat jy daardie dier gekies het? Wat het daardie katjie aan gemaak, dat jy gesê het, maar hierdie ene is die een wat ek wil hê? Sien geliefdes, as ek nou dink oor die kere wat ek nou 'n hondjie moes gaan kies, dan weet ek, hierdie hondjie het eintlik niks gedoen nie. Hierdie hondjie was maar net daar. Hy het melk gedrink en hy het geslaap. En hy het bietjie rondgeloop.
Die feit dat ek 'n sekere hondjie kies of 'n sekere katjie kies, het met my te doen. Dit het te doen met wat ek sien, met wat ek beleef, wat ek in my hart dink. Sien, wanneer die Here vir Serubabel kies, dan kies die Here vir Serubabel nie op grond van wat Serubabel gedoen het nie. Nie op grond van wat Serubabel beplan het nie. Nie op grond daarvan dat hy 'n goeie gouverneur was in Juda nie. God kies hom, omdat God 'n plan het met Serubabel. Net so verkies die Here ons as sy kinders, so sê Efesiërs 1, voor die grondlegging van die wêreld het ek jou gekies. Jy was nog nie eers gebore nie. Want ek het jou gekies om heilig en onberispelik te lewe in Jesus Christus. Ek het jou gekies om my kind te word, sê die Efesiërs 1. Ek en jy word ook uitgekies, verkies, om instrument te word in die Vader se hande. Wanneer die Here nou hier sê, ek verkies vir Serubabel, wil ek 'n minuut gebruik, net om vir julle die storielyn van Serubabel te gee. Voordat die Here vir Serubabel gekies het, het hy vir Dawid gekies. Dawid, 2 Samuel 7, het die Here vir hom gesê, ek maak dit aan jou bekend, jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan en jou troon sal altyd voortbestaan. Met ander woorde, die Here het vir Dawid kom sê, jou geslagslyn, jou bloedlyn, die lyn van jou koningskap sal vir altyd vas staan. En dan lees ons nou die geskiedenis van Salomo en ons lees die geskiedenis van die ander konings, maar dan staan hier spesifiek in Jeremia 22 geskryf oor koning Jojagin. Daar staan spesifiek geskryf, so seker as ek leef, sê die Here, al was jy koning Jojagin van Juda, seun van Jojakim, 'n seelring aan my regterhand, ek sal jou uitruk, ek sal jou uitlewer aan die wat jou wil doodmaak, aan die vir wie jy bang is, in die mag van die koning Nebukadneser van Babel, en in sy mag van die Galdeer sal ek jou oorgee. En dan net 'n bietjie verder sê die Here, paar verse verder in Jeremia 22, so sê die Here, teken by die naam van hierdie man aan, 'n man sonder troonopvolger, 'n man wat in sy lewe niks sal bereik nie, wat niemand in sy nageslag sal op die Dawids troon sit nie, en hy sal nie oor Juda regeer nie. Nou koning Jojagin, volgens 2 Konings 24, is weggevoer na Babel toe Nebukadneser Juda ingeneem het. Hy het hom weggevoer, hy's daar in die tronk gesit. Hy's later begenadig en het hy parool gekry en is hy uit die tronk vrygelaat, maar moes hy by die koning en in sy daardie omgewing bly. Hoor net wat staan hier, die Here sê vir Dawid, vir altyd sal jou koningslyn 'n koning hê. Maar by Jojagin sê die Here, ek skort dit op, ek breek hierdie koningslyn af. Jojagin, jy sal nie op die troon sit nie en jy sal geen nageslag hê nie. So in my hart, wat maak die Here nou met sy beloftes? Sien geliefdes, wanneer die Here nou met Serubabel begin praat,
dan hoor ons Joachim is na Babylonië weggevoer, maar hy het in Babylonië waarskynlik weer getrou, of sy vrou het saam weggevoer, en hy het 'n seun, Sealtiel, is vir hom gebore. Dis vir Joachim. En Sealtiel, wat in Babel gebore is, sy seun, Serubabel, is ook in Babel gebore. Nou hier het ek nie tyd vanmôre om die geslagslyne so met julle te praat, dat ons kan sien hoe Serubabel, waar hy vandaan kom, as die Here nou gesê het vir Joachim, jy gaan nie 'n nageslag hê nie. Want God het dit op 'n ander manier bewerk. En nou het Serubabel na Juda toe teruggekom as gouverneur. Hy het saam met Haggai gekom en saam met Sagaria gekom. En hier sê die Here vir Serubabel, ek kies jou, met ander woorde, God sê, my belofte staan vir altyd vas. Ek herstel die koningslyn van Dawid, sodat daar op die troon van Dawid altyd iemand sal sit. En nou geliefdes, as ons gaan kyk na die Nuwe Testament, Matteus 1, Lukas 4, dan sien ons die geslagslyne wat die Here daarvan praat tot by die Here Jesus, dan sien ons Serubabel is deel van hierdie geslagslyne. God het hom weer herstel, hy het hom uitgekies. En nou kom ons terug by hierdie woorde, waar die Here vir hom sê, ek kies jou, en ek maak jou my seelring. Nou geliefdes, ek weet nie of julle weet wat is 'n seelring nie. 'n Seelring is iets soos 'n stempel. Daardie tyd het die konings en hulle wat belangrik is, 'n seelring gehad, wat hulle familiewapen of die koning se wapen of wat ook al opgehad het, of op sy ring, of om die nek. En elke keer as hulle dokumente geteken het, het hulle dit gevat, en daardie dokument daarmee gemerk. Om te sê, hierdie dokument, of dit wat hier staan, het gesag, dit het autoriteit, dit staan vas, dit is waar, dit sal gebeur. So 'n seelring was die instrument waarmee die koning gesê het, dit wat ek hier sê, staan vas. Seelring is die instrument van die konings. En nou kom sê die Here vir Serubabel, ek gebruik jou as die seelring, as die bevestiging daarvan, dat ek die hemel en die aarde gaan skud, dat ek die nasies en die volkere en die konings gaan vernietig, en dat ek vir jou gekies het, om deur jou die koninkryk van God te vestig. En nou geliefdes, as ons na hierdie prentjie kyk van die wêreld, dan sê die Here vir my en vir jou, soos wat hy vir Jesaja gesê het, ek het jou uitgekies, ek wil jou gebruik as my instrument. My droom, sê die Here, of my visie is, alle mense in die wêreld moet ernstig die evangelie hoor, moet iets van God se teenwoordigheid ervaar en beleef. Ek maak jou my seelring. Ek gebruik jou as my instrument. Die Here het vir Jesaja gesê, of Jesaja het gehoor wat die Here sê, wie sal ek stuur? En ek dink dis wat die Here vanmôre vir my en vir jou ook vra, uit hierdie gedeelte. Want God kyk na die toekoms. En in hierdie klein tydperkie van Serubabel se lewe, sê die Here vir hom, ek het jou uitverkies.
deur jou moet die koninkryk van God uitgevoer word. En my vraag is net vanmôre, as die Here dit vir my en vir jou kom sê, ons is hier in Carolina op hierdie stadium. Ons beweeg bietjie rond, maar ons is hier in Carolina. As die Here vanmôre kom sê, wie sal ek stuur? Wie sal my instrument wees hier in Carolina en in die omgewing? Wat sou jy antwoord? Toe Jesaja gehoor het, het hy gesê, hier is ek, Here. Stuur my. Die Here het vir Haggai gevat, vir die volk om sê, plaas my eerste, sê die Here. Want ek is by jou. Kry jou prioriteite reg. Die Here het deur Haggai gesê, moenie moedeloos word nie. As jy kyk na jou omstandighede, skep moed, want ek is by jou. My gees is op jou. As jy in jou verhouding met my stil staan, bewerk dit so in jou eie lewe, dat jy, omdat jy vir my kies, omdat jy aan my vashou, daar 'n lewende verhouding tussen my en jou kan ontstaan. En as dit gebeur, dan kies ek jou om my seelring te wees, my instrument te wees, sodat die evangelie verder kan beweeg na die uithoeke van die wêreld. Soek allereers die koninkryk van die Here. En al die goed sal vir jou bygevoeg word, so sê die Here in Matteus. Die Here sê vir ons in Romeine 6, moenie jou liggaam gebruik in diens van die sonde nie, maar gebruik jou liggaam in diens van die koninkryk van God. En as ek en jy dit hoor, dan het ons 'n geleentheid om hierdie lied te sing. Kom ons sit net so, dan sing ons hierdie pragtige lied. Wees genadig, Heer, spreek my vry. 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 O Heer, spreek my vry. Neem my aan, o Heer, maak my vry. Neem my aan, o Heer, maak my vry. Neem my aan, o Heer, maak my vry. O Heer, maak my vry. Leer my bid, o Heer, meer en meer. Leer my bid, o Heer, meer en meer. Leer my bid, o Heer, meer en meer. O Heer, meer en meer. Leer My lief, o Heer, tot U eer. Leer my lief, o Heer, tot U eer. Leer my lief, o Heer, tot U eer. O Heer, tot U eer. Sien geliefdes, deel van God se koninkryk
in ons lewe is dat hy ons vryspreek, ons vrymaak, ons skoon was, wanneer ons voor hom kom staan. En daarom wil ek dit graag met julle deel uit 1 Johannes 1 vers 1 tot 8, vers 8 tot 10 en 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Sien, want daar staan geskrywe, as ek en jy beweer dat ons nie sonde het nie, dan lieg ons vir onsself en ons maak God tot 'n leienaar. Maar as ons sondes bely, dan is hy getrou en hy is regverdig om ons van alles te kom reinig. 1 Johannes 2 vers 1 sê, as julle weer sonde doen, dan het ons Jesus as ons voorspraak by die Vader. Nie net ons voorspraak nie, maar die voorspraak vir die hele wêreld. So mag ek en jy telke male vlug na die Here toe, om opnuut by sy voete te kom sit. Hier is nou 'n toewydingslied, en ek wil graag vra dat julle net sal staan as ons dit gaan sing, asseblief. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Vader, ons wil graag net vir U sê as 'n gemeente, ons wil U instrumente wees. Ons wil die seelring aan U vinger wees. Ons wil die egtheid van die evangelie van die Here Jesus uitdra. En ons wil die evangelie deel met ander mense. Dankie dat U sê, soos wat U vir Jeremia sê, ek sal my woorde in jou mond kom lê. Amen. Geliefdes, kom ons staan, dan sing ons hierdie lied 284, waarin ons regtig vir die Here vra om ons te gebruik as sy instrumente. Laat hierdie vrede deur my vloei, waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek ook gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag.
laat hierdie vrede deur my vloei. Leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Geliefdes, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. 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 Geliefdes, gaan lewe uit die hand van die Here. Wees sy lig. Geniet julle dag, geniet julle week. Mag die Here julle seën.